Dankie hoor, nou kan ons mooi sien en afneem en alles hiervoor. Baie dankie. Thanks hoor. Okay. So waar toe vat jy my vir Valentynsdag? Wat wil jy hê met ek jou vat? Of het jy nie 'n idee nie? Altyd berge toe. Cederberge? Hy klink reg. Hy Cederberge toe? Ja. Wow. En mag ek vra waar in die Cederberge? Jamaica. Wat hierdie kampeerplek spesiaal maak, is die liefde en moeite wat in die plek ingesit is. Die stigters, Jannie en Katrien, het hierdie area al vir so wat 30 jaar ontwikkel. Hulle kinders is hier grootgemaak en is nou 'n belangrike deel van die bestuur van die terrein. As jy 'n ervare kampeerder is, het jy waarskynlik al jou kos, eetgerei en kooktoerusting reg. Dit is altyd 'n slim benadering, maar as jy geneig is tot 'n bietjie chaos, moenie bekommerd wees nie. Die kroeg verkoop pizzas en warm skyfies en die winkel het alles van speserye tot rys. Jy kan ook hout hier koop, so jy hoef dit nie by jou reeds volgepakte motor te voeg nie. Die kampeerterrein is geleë langs die oewer van die Ronnegat rivier. 'n Verskeidenheid bome en struike wat naby die rivier groei, bied skaduryke kampeerplekke. Staproetes, rotspoele en donkiekarritte sal verseker die hele gesin vermaak. Daar is 'n verskeidenheid kampeerplekke. Sommige is reg langs die rivier, ander is nader aan die kroeg en nog ander is in groot oop areas waar bome oorvloedige skaduwee bied. So ons staan hierdie naweek by Jamaica. Staan plek 16N. Heerlik langs die rivier. Ons is reg rondom ons staanplek. Daar agter is 'n swemgat. En daar is ons. Die ablusieblokke is nooit ver van enige kampeerplek af nie. Maak nie saak waar jy jou tent opslaan nie. Onthou net om jou eie toiletpapier en ander benodigdhede saam te bring. Buite die onvermydelike spinnekop of 2 word die badkamer skoon en netjies gehou. Hierdie is 'n opwasbakke. En aan die agterkant van die opwasbakke is daar 2 storte, 2 toilette. En dan ook 2 wasbakkies. Stort aan die binnekant. Ja, daar is warm water, vir die wat wil weet. Storte is mooi skoon. Die enige ding wat ek sal sê, hulle hier daar kan sit is 'n bankie. Hier is nie 'n bankie vir jou goedertjies om op neer te sit nie. Maar ja, we like you. En dan die toilette. Regtig baie mooi en skoon en netjies. Daar is krag by die staanplekke, maar nie vir ketels en haardroërs nie. Jy kan wel die kragpunte by die ablusieblokke daarvoor gebruik. Hier is wel 'n ligte skakelaar. Daar is die geyser wat moet aanbly die hele tyd. Dan is hier sowel plek vir 'n 3-punt plak en USB draadjies en alles wat jy hier kan gebruik. Verder is dit sommer net mooi en baie rustig onder die skadubome. En al die meeste van die kampeerplekke is langs die rivier. Regtig baie mooi en baie rustig. Ons weet nie wat hier gaan gebeur nie.
Hierdie is nou staan varkbelly. So, wat ons nou as 'n staan rib doen. Ons gaan nou maar met kyk. As hy werk en dan gaan ons dit volgende keer weer doen. Mens moet nuwe goed try so elke nou en dan. Die kinders is mal oor die zipline en geniet dit verskriklik baie. Daar is ook 'n kafee by die zipline waar jy jou dors en honger kan gaan les, sou dit nodig wees. Die staanplekke is nie baie groot nie, maar wat ek van dit hou, is dat daar 'n houtafskorting tussen die kampplekke is. So alhoewel jy mense langs jou het jy eintlik nog steeds jou eie privaatheid. Daar is staproetes by Jamaica, maar ons het sommer net lekker deur die kamp gestap en die kamp verken. Ek kom. Ons moet mos altyd iewers heen ry, so ons besluit toe om te gaan kyk wat by Algerië aangaan, of daar al iets in die kamp gedoen is of nie, en daarvandaan sal ons maar kyk waarheen die Amarokse neus ons lei. Wat sê jy nou dat daar nog niks aangaan daar by Algerië nie? Dit is mos gereed gaan probeer. Ja, hulle is nou besig met die 27ste vergadering van 533. Ja. Eers dit agterrede gekry voordat hulle kan. So, ons wil nou gaan kyk hoe lyk dit by Algerië. Ons het gestop om te gaan kyk wat se verandering hulle of hulle al begin het met iets doen, maar hulle het blykbaar van die vorige keer wat ons daar was, wat 'n maand het daar nog niks plaasgevind nie. So ons het nou maar besluit om verby te ry. Ons is nou op pad Stadsalgrotte toe. As jy verby Algerië ry op pad uit Cape Pas se kant toe, kry jy aan die regterkant van die pad hierdie natuurlike stroompie met vars en heerlike koue bergwater. Pad na uit Cape Pas op pad 3 toe. Op pad 3 toe. Lyk dit nou so. Hulle is mooi besig om te werk. Are you going to tar this road as well? No, it's gonna be straight. No, it's gonna be? Stay like this. It's gonna stay like this. Okay. Dit gaan ten minste grondpad bly. Maak seker jy kry 'n permit om te kan ingaan by die Stadsalgrotte. Jy kan dit kry of by Algerië, Dwarsrivier of Kromrivier.
Daar is 'n hek met 'n wag en as jy nie 'n permit het nie, dan kan jy dalk 'n probleem hê om te kan ingaan. Ons nader na die Stadsalgrotte. Ja, nou mense sal nooit sê as jy nou net so van ver af kyk, dat hier soveel doolhowe en klein grootjies en paadjies tussen al hierdie klippe sê. Ja, interessante paadjies, né? Ja. Mens kan lekker heeldag klim en klouter hierso. Sjoe. Van die parkeerarea stap 'n mens omtrent, wat is dit, so 100 meter? Ja. 100 meter en dan stap jy verby al hierdie beautiful rotsformasies. Ek sal aanraai as jy kom, trek maar tekkietjies aan of jou stapskoentjies dat jy gemaklik kan stap. Sit maar 'n hoedjie op jou kop vir die son. En kom explore. Want dit is regtig baie mooi hierso. So hierdie is vir ons is 'n nuut ontdekte grot. Dit lyk vir my 'n mens kan deurgaan. Dis beautiful hierso. As jy verbeelding met jou oploop sit soos myne, sien mens die mees interessantste gesigte of diere in die verskillende rotsformasies. Daar lê die wildwegskere. En ons is hier by die Stadsalgrotte mos. Daar's die paadjie. En hier links kyk ons af op Kromrivier. Dis Kromrivier. Hier gaan ek nou by die bekende Stadsalgrotte in. Ek dink dis die eerste kennismaking gewees van die Stadsalgrotte, né? Ja. En ons is nou regtig gedres om vandag hier te loop nie. Maar ons gaan try. Gaan maar so ver as kan. Ja, dit bly absoluut magic. Die naam Stadsaal kom van 'n politieke vergadering wat in 1948 in die Hoofgrot gehou is. Die grotte is egter lank voor dit reeds as 'n vergaderplek gebruik. Die area bevat natuurlike sandsteenformasies wat oor duisende jare deur wind en watererosie gevorm is. Sommige van hierdie formasies het diep oorhange en openinge wat dit geskik maak as skuiling. Benewens antieke rotskuns bevat die grotte ook moderne graffiti. Sommige van die vroegste inskripsies dateer terug na die laat 1800s en is agtergelaat deur reisigers en boere wat deur die gebied getrek het. Van hierdie name sluit prominente politieke figure in. D.F. Malan, wat later eerste minister van Suid-Afrika geword het, het die terrein in 1919 besoek terwyl hy as parlementslid vir Calvinia gedien het. Plaaslike boere het sedert 1918 jaarlikse byeenkomste by Stadsaal gehou om fondse vir Malan se nasionale party in te samel. In 1987 het eerste minister P.W. Botha en kabinetsminister Dawie de Villiers die grotte besoek en hulle name op die rots gegraveer. Sommige van hierdie inskripsies is intussen gevandaliseer. Ja, dit het hier geëindig. Toe het hulle hierdie paadjie oopgemaak, so dis nou die paadjie. As jy deur die bekende groot grot gaan, die eerste groot grot, dan gaan jy met hierdie paadjie af en dan ontdek jy nog steeds die mooiste grotte wat daar is. So kom ons gaan buite gou 'n bietjie vir julle.
en dit bly net eenvoudig asemrowend mooi. As jy ooit Cederberge toe kom en jy kom die Stadsalgrote toe nie, dan mis jy regtig iets. Die paadjies is so lekker as 'n mens nie stapskoene of stekkies of iets aan het nie. Maar dis nou wat ons het vandag, so ons gaan nou maar deel. Hiervoor is ook 'n grot wat van hier af glad nie soos 'n grot lyk nie. Wat is op my elke keer as hier kom, gaan ons daaraan. Okay, so ons gaan nou gou so 'n bietjie piknik hou. Gaan hier in. Bietjie klim en klouter. Love dit. Maar soos hy nou sê, as 'n mens nie die regte skoene aan het nie, moet jy maar baie versigtig wees. Glad. Sê. Ek dink hierdie is 'n grootjie wat baie mense net vir verbystap. Hulle weet nie eintlik van hom. Ja, en hy kyk so mooi uit, né? Ja. Kyk uit op Trekkieskraal aan die ander kant. Okay, picnic time. Lekker. Die Stadsalgrotte is bekend vir hulle unieke rotsformasies, prehistoriese rotskuns en historiese inskripsies. Die grotte vorm deel van die Maatjiesrivier Natuurreservaat wat sedert 1995 deur Cape Nature bestuur word. Hierdie is die rots met al die Boesman tekeninge in. Jy kan stap tot daar. Op ons pad terug van die Stadsalgrotte het ons besluit om te gaan kyk hoe dit by Driehoek lyk. Driehoek Toeristeplaas is geleë in 'n vallei in die hart van die Cederberge aan die voet van Tafelberg, 20 km vanaf Algerië. Die plaas is dig bebos en ryk aan water wat saam met die plaasdiere 'n rustige landelike atmosfeer skep. Driehoek is 'n werkende plaas waar kinders die diere kan vryf en sommige van die plaasaktiwiteite kan aanskou. Plaasdiere sluit in vrylopende hoenders, alpakas, kalkoene, 'n pokbuik vark, skape, beeste en perde. Driehoek is ideaal geleë as 'n basis van waar mens kan stap na bekende plekke soos die Welbedag Grot, Tafelberg, Wolfbergboog, Sneeuberg en die Maltese Kruis. Daar is verskeie fietsry sirkelroetes op die plaas en in die omgewing om die buitelewe te ervaar. Onthou asseblief net om jou eie bergfiets saam te bring. Verder is die kampeerplekke mooi en lekker op die gras en in die koelte. Die ablisiegeriewe is ook baie skoon en netjies. So,
so vanaand het ons 'n windstil aand. Ons laaste aandjie hier by Jamaica. Vanaand is dit net tradisionele chops en wors en 'n braaibroodjie. Maar kyk net hoe rustig is dit hier binne die vuurtjie af.